Hierdie is my tweede boodskap oor geloof. In die eerste boodskap het ons gekyk na die definisie vir geloof. Hebreërs 11 vers 1 in 3 woorde opgesom. Geloof is sekerheid. Geloof is sekerheid. As jy nog nie seker is oor iets nie, het jy nog nie by geloof uitgekom nie. Die vroeë gelowiges het geglo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, want hulle was seker, en daarom het baie van hulle gesterf vir hulle geloof. In hierdie boodskap kyk ons na geloof en die rede waarom Hebreërs geskryf is. Hebreërs word iewers tussen 64 en 69 na Christus geskryf, met ander woorde, voordat Jerusalem en die tempel in Jerusalem in 70 na Christus verwoes is. Dit word hoofsaaklik vir Jode geskryf, wat Christene geword het. Hulle het die Ou Testament baie goed geken, en hulle familie en die gemeenskap rondom hulle het geweldig baie druk op hulle geplaas, omdat hulle Christene was. Daar is in die Openbaar, byvoorbeeld, met hulle gespot, hulle is beledig, daar is beslag gelê op hulle besittings. Sommige van hulle is selfs in die tronk gegooi. Ons lees in Hebreërs 10, vers 33 en 34, aan die een kant is julle deur beledigings en deur verdrukking openlik bespotlik gemaak, en julle die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar. Ten minste het hulle bloed nog nie gevloei vir hulle geloof in Jesus Christus nie. Ons lees in Hebreërs 12, vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Al wat hulle moes doen om die druk van hulle af te kry, was om terug te draai na hulle Joodse geloof toe. Met ander woorde, al wat hulle moes doen, was om die rug te draai op Jesus Christus. Hulle moes net weer God deur die wet dien en nie meer deur Jesus nie, en hulle lewens sou onmiddellik baie makliker gewees het. Nou kom ons praat oor die krag van geloof, want dit is belangrik vir gelowiges soos die Hebreërs wat onder druk is, om die krag van geloof te verstaan. Eerstens, ek gaan vir jou 3 dinge noem, wat geloof doen. Die eerste ding wat geloof doen is, geloof stel ons in staat om te sien wat ander nie kan sien nie. Om te sien wat ander nie kan sien nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. En hier is Abraham 'n kragtige voorbeeld van hierdie beginsel. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1, vers 12. Daarom is daar uit een man, dit is Abraham, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore, in getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see. So kom ek vat jou terug na Abraham toe in Genesis hoofstuk 15 vers 7 lees ons. Toe neem hy, dit is die Here, Abraham na buite en sê, kyk maar op na die hemel en tel die sterre, as jy in staat is om hulle te tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. So wat gebeur hier?
Dit is aand, en die Here sê vir Abraham, kom uit jou tent uit, kom staan onder die ster, kyk op. Nou hier in Johannesburg, sal ons in die aand nie naastenby soveel sterre sien, as wat Abraham daardie aand gesien het nie. Die hemelruim, bokant Kanaan, was uiters geskik vir sterrekyk, net soos by Sutherland in die Noord-Kaap. Die Here sê vir Abraham, tel die sterre, as jy kan. Dit is onmoontlik, dat Abraham al daai sterre kon tel. So talryk, soos die sterre, sal jou nageslag wees, sê die Here. Vriende, dit het 'n onuitwisbare prentjie, beeld in Abraham se binnekant gelos. Elke keer wat hy sy oë toemaak en hy dink aan sy nageslag, sien hy net sterre, 'n ontelbare hoeveelheid sterre. Ek is al 'n bejaarde man, stokoud, 99 jaar oud. Wat is die kanse dat ek op hierdie hoë ouderdom 'n pa kan word? En al gebeur die onmoontlike, kry 'n glipsie. En my saad het nog 'n klein bietjie krag in om 'n laat lammetjie te verwek. As ek na my vrou kyk, Sarah, sy is ook al oor die 90 jaar oud. Ons albei is al so te sê dood. Wat is die kanse dat daar 'n kind gebore kan word? Absoluut 0. 0. So as Abraham sy oë oopmaak, sien hy geen kind nie, nie eers een nie, nie nou nie, ook nie in die toekoms nie. Maar as hy sy oë toemaak, sien hy net sterre. Wat moes Abraham nou doen? Abraham moes nou deur die geloof leef. Abraham moes nou leef volgens die prentjie wat hy aan sy binnekant sien, en nie volgens die prentjie volgens wat sy fisiese oë gesien het nie, die prentjie wat sy fisiese oë sien nie. Hy moes deur die geloof leef en nie deur dit wat hy met sy fisiese oë sien nie. En dis presies hoe ek en jy as gelowiges moet leef. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons leef deur geloof, nie deur aanskoue nie. Deur die geloof sien ek iets wat ander nie sien nie. Ongelowiges sien net hierdie tydelike, verganklike wêreld met al sy uitdagings, geleenthede, probleme en swaar kry. Gelowiges sien deur die geloof die onsigbare, ewige wêreld vol van die heerlikheid van God. Deur die geloof aanskou 'n gelowige Christus Jesus. Die ongelowige kan hom nie sien nie. Daarom sal 'n ongelowige nooit die lewe van 'n gelowige verstaan nie, want hulle kan nie sien wat ons sien nie. Geloof stel jou in staat om te sien wat ander mense nie kan sien nie, en om dan volgens my geloof te leef en nie volgens dit wat ek met my fisiese sintuie waarneem nie. Tweedens, geloof stel my in staat om die onmoontlike te vermag.
om die onmoontlike te vermag. Hebreërs 11 vers 34 en 35, ekskuus tog 33 en 34 sê, hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. En so kan ons aangaan. Vriende, die Bybel wemel van mense wat deur hulle geloof oorwin het. 'n Christen sê, deur die Here sal ek triomfeer. Gideon het eers seker gemaak dat hy die stem van die Here gehoor het. Toe hy seker was, ja, ek het die stem van die Here gehoor, het geloof in sy hart opgekom. En met net 300 uitgesoekte mans aan sy sy, durf hy die leers van die Midianiete en die Amalekiete, wat soos groot swerms treksprinkane in die valleie gelê het, waarvan die kamele ontelbaar was, en deur sy geloof in God verslaan, oorwin Gideon hierdie magtige vyand. Deur die geloof doen hy die onmoontlike. Rigters 7 vers 20, 'n swaard van die Here en van Gideon. Deur die geloof kan ek en jy sê, 'n swaard van die Here en van Johan en van Pieter en van Susan. En so kan ons aangaan. Deur die geloof stel ons in staat om die onmoontlike te vermag. Derdens, geloof stel ons ook in staat om enduit te volhard. Om enduit te volhard. Geloof stel ons in staat om enduit te volhard. My geloof in God stel my in staat om te volhard. Dieselfde geloof wat my in staat stel om die onmoontlike te vermag, is die geloof wat my in staat stel om te volhard ten spyte van. Ten spyte van. En hier is 2 elemente. Die eerste ene is om te volhard ten spyte van die antwoord wat nie kom nie. Hebreërs 11 vers 13 sê, al hierdie mense het in geloof gesterf, sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. As gelowiges in die Ou Testament, wat beloftes van God af ontvang het, maar wat nooit die vervulling van hierdie beloftes in hulle leeftyd gesien het nie. Maar al het hulle nooit die antwoord gekry nie, nooit die vervulling gesien nie, het hulle eindtyd deur hulle geloof geleef, volhard en die pad met God geloop. Hulle het koers gehou deur hulle geloof, ten spyte daarvan dat hulle nooit die antwoord gekry het nie. Die Hebreërs was onder geweldig baie druk van hulle familie, van die gemeenskap rondom hulle.
Maar hulle het hierdie druk met blydskap verduur, want hulle het 'n belofte gehad. 'n Belofte van die Here af. Wat was die belofte? Die belofte was dat die Here, dat Jesus weer gaan kom. En hulle het verwag dat dit baie vinnig gaan gebeur. Enige oomblik, 'n week van nou af, 'n maand van nou af, dalk volgende jaar, maar binnekort gaan Jesus weer kom. So is nie vir ons 'n probleem om hierdie druk te absorbeer en dit te verduur. Ons doen dit met blydskap, want ons weet hy kom. Maar soos wat die jare verby gegaan het en Jesus nie gekom het nie, en is nou al 2000 jaar nog nie gekom nie, het dit vir die Hebreërs al hoe moeiliker geword om die druk te absorbeer. Al hoe moeiliker geword om die vervolging te verduur. Baie van hulle het begin terugdraai na die Joodse geloof toe, net om van die druk ontslae te word. Hebreërs 11 herinner hierdie mense aan wie die brief geskryf word, en ook jou en my, dat ware geloof, volhard tot die einde toe, ten spyte daarvan, dat die antwoord wat ek verwag, nie kom nie. Al kom dit nooit eers in my leeftyd nie. Ware geloof stel my in staat om te volhard tot die einde toe. Gaan ek opgee? Gaan ek terugdraai na die wêreld toe? Net omdat ek bid en die Here antwoord my nie? Net omdat ek gebid het vir my geliefde wat siek is, maar hy of sy word nie genees nie, en sterf ten spyte van my geloof dat hy of sy gesond gaan word? Nee, vriende. Geloof in God stel ons in staat om te volhard tot die einde toe, ten spyte van die antwoord wat nie kom nie. Die tweede element is, geloof stel ons in staat om te volhard ten spyte van lyding en swaar kry. Ja, geloof stel ons nie net in staat om die onmoontlike te vermag nie. Geloof stel ons ook in staat om te volhard ten spyte van lyding en swaar kry. Hebreërs 11 vers 36 en 37 is absoluut hartroerend om die lyding van gelowiges te sien, wat ten spyte van hulle pyn, van hulle lyding, einduit volhard het. Ek haal vir jou aan, nog ander het die toets van bespotting en sla verduur, en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag. Daar's 'n tradisie wat sê dat Jesaja, die profeet Jesaja, en dit was bekend gewees, die tyd wat hierdie brief geskryf is, baie algemeen bekend. Die tradisie wat sê dat die profeet Jesaja middeldeur gesaag is. Deur teleurstellings met die swaard het hulle gesterf, in skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle, verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate en in die grond. Hebreërs, julle lyding is nie iets vreemd vir mense van geloof nie. My vriend, jou en my swaar kry en ons lyding is nie vreemd vir mense van geloof nie. Maar ware geloof stel ons in staat om te volhard ten spyte van. Hou vas aan Jesus deur jou geloof, al kry jy swaar. Hou vas aan Jesus, al sien jy hoe ander gelowiges rondom jou terugdraai na die wêreld toe en weer begin leef
soos mense wat nie geloof het nie. Weer begin leef soos die wêreld. Moenie hulle pad volg nie. Ware geloof sal jou in staat stel om uit te volhard. Al kry jy hoe bitter swaar. Die oog gefestig op Jesus Christus, ons leidsman en die volëinder van ons geloof. Amen.